Ek weet nou nie van jou nie, maar ek baie keer as ek deur 'n moeilike tyd gaan en dinge pla en 'n ou gaan deur teleurstelling of jy gaan deur hartseer of jou dinge werk nie uit nie, het ons die geneigtheid om op 'n hoopie te gaan sit, weg van almal af en ons trek terug uit die samelewing uit en ons trek ook selfs terug van God af. En ons probeer op ons eie deur moeilike tye gaan en ons probeer op ons eie maar net aankarring. Om te slaap en op te staan en aan te gaan, dit raak naderhand so meganies, dat jy basies baie van jou menslikheid en baie van jou geloof verloor. Ons as mense is nie gemaak om alleen te wees nie. Ons is gemaak vir verhouding. Ons is gemaak vir verhouding met ander mense, maar bo dit alles is ons gemaak vir 'n verhouding met God. Christendom is nie net 'n lys van moets en moenies nie, dit is actually verhouding. Christendom is gelyk aan 'n verhouding met die Here. En ons het nodig om juis in ons moeilike tyd en juis in ons tye wat ons swaar kry, na die Here toe te hardloop. Psalm 139, die eerste 4 verse klink so: Here, U deursoek my en ken my. U weet of ek sit en of ek opstaan. U ken my gedagtes van ver af. Of ek op pad is en of ek gaan lê, elke oomblik weet U waar ek is. Selfs voordat ek praat, Here, weet U al presies wat ek gaan sê. Hierso vertel Dawid vir ons van 'n baie intieme verhouding met die Here. Baie mense wat vir jare getroud is, die een kan in die ander een se oë kyk wat agter daai oë aangaan. En dis presies wat die Here ook doen. Ons het nodig om die Here in ons lewens in te nooi, sodat hy altyd deel van ons lewens kan wees. Al weet hy alles. Hy gaan nie inmeng vir ons hom nie vra nie. Hy gaan nie oorneem as ons hom nie vra nie. Dit is hoekom gebed so belangrik is. Dis hoekom dit belangrik is om te vra, Here, bewaar my op my reis. Want nou nooi jy die Here om saam met jou te reis. Here, kyk asseblief na my kinders. Nou nooi jy die Here om saam met jou kinders groot te maak. Here, help my asseblief by my werk. Nou nooi jy die Here saam werk toe. God dwing hom op niemand af nie. Dis juis in ons tye wat ons moedeloos is, wat ons nie weet in wat rigting nie, wat ons God regtig nodig het, wat ons regtig nodig het om nader aan hom te beweeg en nie te onttrek nie. Dis juis as ons deur 'n tyd van beproewing gaan en ons partykeer val en partykeer dinge doen wat nie reg is volgens die Bybel of volgens mense nie. Dis juis in daai tye wat jy daai fout maak, wat jy na die Here toe moet hardloop en sê, Here, asseblief help my. Here, gee vir my krag om hierdie beproewing te kan weerstaan. Dis juis in ons tye wat ons God die nodigste het, wat ons die naaste aan hom moet wees en self nader en nader aan hom moet beweeg. Hemelse Vader, ons kom na U in Jesus se naam en ons kom sê vir U dankie dat U ons ken, dat U weet waar ons is. Ons kom nooi U vanmôre in ons lewens in elke faset van ons lewe in. Here, en help ons om in alles wat ons doen, U eerste te stel, in Jesus se naam. Amen.